Matteus 12, vers 1 tot 50. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop, en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, u disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie? Toe hy en die wat saam hom was, honger gehad het, toe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat onheilig en onskuldig is nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel, is hier. Maar as julle geweet het, wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê, en nie offerande nie. Sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie, want die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat. En hy het daarvandaan weggegaan, en in hulle sinagoge gekom, en daar was 'n man met 'n verborde hand, en hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kan aankla? Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees, wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en dit is herstel, gesond soos die ander een. Daarop het die Fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. Toe Jesus dit bemerk, het hy daarvandaan weggegaan, en groot menigtes het hom gevolg, en hy het hulle almal gesond gemaak, en hulle is streng bevel gegee, dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Kyk, my knegt, wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae het, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op die naam sal die heidene hoop. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was na hom gebring, en hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigtes was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels uit, nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeel is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeel is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeel. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle heel regters wees. Maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goede roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees van die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat
spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rakenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jou geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Toe spreek sommige van die skrifgeleerders en fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en die veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af, om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy, self met hom saam. En hulle kom en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. En terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite, en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite, en wil graag met die praat. Maar hy antwoord en sê vir die een, wat hom dit vertel het, wie is my moeder, en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is, die is my broer en suster en moeder.